Heilige van Israel, ons wil U loof en prys. Ons sê vir U dankie, Abba, vir U teenwoordigheid. Dankie dat U Ruach, U Gees ons ontvou, dat U aan ons gee, Gees van onderskeiding, omdat U in ons woon, kan ons hierdie volle verhouding met U hê, kan ons verstaan, kan ons hoor wat U sê, sodat ons kan doen wat U sê. Want ons wil doen, ons kies om te gehoorsaam. Dankie vir hierdie skrifgedeelte wat ons vandag gaan begin bestudeer om te kyk. Sondevergifnis is vir ons as mens so groot en is so belangrik in ons lewe. Maar wat is groter as sondevergifnis? Ons loof en ons prys U daarvoor. Openbaar aan ons sodat ons kan weet en verstaan wat U vir ons wil sê. Joshua, U is so welkom in ons midde, lei hierdie vergadering. Ons loof en prys U Vader in Joshua se naam. Amen. So wat is groter as sondevergifnis? Daar moet sekerlik iets groter wees as sondevergifnis. Want Joshua sê, jy kan sonde vergewe. Daar's goed groter as ek. Daar's goed groter as ons. En hy sê, as jy iemand sy sonde vergewe, is dit vergewe, en as jy iemand sy sonde hou, is dit hom toegereken. Dis sonde teen jou. As iemand teen jou sonde, en jy vergewe hom nie, word sy sonde nie vergewe nie. Maar as jy hom sy sonde vergewe, is sy sonde vergewe. So daar is iets groter as sondevergifnis. Wanneer ons die woord bestudeer, is dit belangrik om onderskeid te tref tussen ongehoorsaamheid aan Vader, wat in verskillende kategorieë opgedeel kan word, sodat ons kan verstaan hoekom tree Vader anders op as iemand 'n ongeregtigheid doen as wanneer hy sonde doen. Want dis 3 verskillende goed. Jy kry sonde, jy kry oortredinge, jy kry ongeregtighede. Vergifnis van sonde is daar sonde wat nie vergewe word nie. Ja, daar is. Watter sonde word nie vergewe nie? Matteus 12:31. Matteus. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word. Maar die lastering teen die Ruach, teen die Gees, sal die mense nie vergewe word nie. So sonde, spesifiek lastering teen die Gees van God. Kwaad praat teen God. Kwaad praat teen sy Gees. Teen dit wat hy doen, en jy sê dis nie hy nie. Bewuslike sonde, wat is bewuslike sonde? Om te bewus te wees dat dit sonde is. Want jy kan iets verkeerd doen en jy's nie bewus dat dit sonde is nie. Dis onbewus. Maar as jy bewus is daarvan dat Jahwe nie wil hê jy moet dit doen nie, en jy doen dit, dan is dit sonde. Dan kry jy opsetlike sonde. Om iets met opset, aspres, met voorbedagte rede of uitsig te doen. Jy beplan om die sonde te gaan doen. En ek verduidelik dit altyd aan die volgende voorbeeld. Daar is 'n verskil tussen bewuslike sonde en opsetlike sonde. Ek is bewus daarvan dat dit sonde is, maar ek gaan met opset om sonde te doen. Nou daar's verskillende sieninge en uitkyke oor die lewe of in die lewe aangaande gebruik van alkohol, gebruik van drank. Nou ek gaan dit aan daardie voorbeeld nou illustreer vir ons om dit makliker te verstaan. As jy oortuig sou wees om te drink, al is dit nou 'n glasie wyn of 'n bier of 'n ding,
en jy's oortuig om te drink is sonde. So jy weet die sonde, jy's bewus daarvan. So daarom weerhou jy jou van alkohol. Nou kom iemand by jou aan en jy het hom lanklaas gesien en hier bring hy 'n six-pack bier en hy kom sit en gesels. Hy sê, man, vat 'n bier saam met my en jy drink die bier saam met hom. Wat is dit? Sonde. Want jy weet jy mag nie drink nie. Dis sonde. Maar jy het nie beplan om te drink nie. Jy het net gedrink. Dis sonde. Opsetlike sonde is sonde wat jy beplan om te doen. Die naweek is daar 'n rugbywedstryd. En ek gaan 'n kas bier koop en 'n bottel brandewyn koop. Ek beplan om die sonde te gaan doen. Dis 'n ander tipe sonde as om net sonde te doen. Nou as drank, om drank te gebruik in Vader se oë sonde is, en jy weet nie dis sonde nie. Elke keer as jy drink, pleeg jy sonde. Dis onbewustelike sonde. En so doen baie van ons sonde. Want ons weet nie, dis verkeerd nie. Maar in God se oë doen ons sonde. Totdat jy bewus word, hierdie ding is sonde, nou kan jy jou weerhou daarvan. Maar al die jare waar jy dit gedoen het, was dit in elk geval sonde. So jy word nie gevrywaar as jy jou kop in die sand druk en sonde doen en dink maar ek het nooit geweet dis sonde. Nee. Jy is skuldig aan sonde, so eenvoudig soos dit. Dis wat die woord sê. Ons gaan nou na daai verse kyk. Want God is die regter. Hy is die een wat ons geskep het, hy is die een wat die instruksies gegee het. Sy gees sal jou in elk geval vertel, dis verkeerd, maar jy luister nie na sy gees nie. Jy doen dit in elk geval. Want almal doen dit. Goed. Bewuslike sonde kan vergewe word, opsetlike sonde word ook nie vergewe. Opsetlike sonde word ook nie vergewe. Deuteronomium 29 vers 19, die eedswering. Ons weet die twee groepe, Israel is verdeel in twee groepe, en hulle het op die berg gestaan, een het 'n seën gespreek, een het 'n vloek gespreek, wanneer hulle sou ongehoorsaam wees aan die woord van Jahwe. Dit sal, as jy sê, dit sal met my goed gaan, ek sal oukei wees, daar's nie probleme nie, ek is tog 'n Christen, 'n gelowige, alhoewel ek in die hardheid van my hart wandel. Sê, iewers sal God my vergewe. Dis okay, ek kan maar hierdie goed doen. Die woord sê, Jahwe sal hom nie wil vergewe nie. Dan sal die toorn van Jahwe en sy ywer teen die man rook. En die hele vloek wat in hierdie wetboek geskrywe is, sal op hom rus. En Jahwe sal sy naam onder die hemele uitdelg. So dis wanneer, en dis hoekom daar soveel gelowiges, Christene vandag is, dwars oor die wêreld, wat sy Vader hulle tug, hulle straf, want hulle sê, ek is 'n Christen, niks kan met my gebeur nie. Die wet is weg, ek kan doen wat ek wil. Dan gaan goed verkeerd, dan straf hulle die duiwel. Nee, is God wat jou so straf. Want jy sê, dis ek's okay. Niks sal met my verkeerd gaan nie, ek is mos 'n gelowige, man. God moet my vergewe. Ek's okay. Ek doen wat ek wil. Dis nie wat die woord sê, lees daar. Wanneer jy in die hardheid van jou hart wandel en sê, ek is okay, ek kan doen wat ek wil, Jahwe sal hom nie wil vergewe nie. Maar dan sal die toorn van Jahwe en sy ywer teen die man rook, en die hele vloek van die wet, alles wat geskryf is in Deuteronomium 28, sal op hom rus, en Jahwe sal sy naam uitdelg uit die hemel. Hy is nie in die boek van die lewe nie, hy sal dit nie maak nie. En hy praat hier met die volk, nee? Hy praat hier met die kerk. Scriptures, Jahwe,
would not forgive him, but rather the displeasure of Yahweh and his jealousy shall burn against that man, and every curse that is written in this book shall settle on him, and Yahweh shall blot out his name from under the heavens. Wat het verander dat dit nie meer gaan gebeur nie? Nou moet ons iewers skrifte kry wat sê, iets het gebeur en dit gaan nie meer gebeur. Anderster is dit ons nog steeds van toepassing. Hebreërs 10:26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir sonde oor nie. Jou sonde kan nie vergewe word nie. Dit staan in die vernuwe verbond. Die Nuwe Testament bevestig wat die Ou Testament sê. Daar's niks niets nie. Niks kan verander nie, niks kan weggevat word nie. Ons moet dit verstaan en net doen. Ons kan nie rondom dit kom nie. Opsetlik, having a showing and a stubborn and a determined intention to do as one wants, regardless of the consequences. Wie van julle weet, ek gaan tog maar die naam noem, alhoewel mense die ouens moet eer gee nie. Wie is Anton LaVey? En wat het hy die sataniese Bybel geskryf? En wat het hy gesê is hulle hoofwet? Do as thou wilt. Jy doen net wat jy wil. Nou dis opsetlike sonde. So hulle hoofwet is, gaan doen net wat jy wil. En vandag kom ons as Christene, gelowiges, en ons sê, ek kan doen wat ek wil. So jy doen eintlik Satan se wet. Skokkend. In plaas van om te doen wat die Gees van God ons wys om te doen. Ander vertaling, if we give up and turn our backs on all we have learned, all we've been given, all the truth we know, now we reputed Christ's sacrifice. So wanneer jy dit wat Joshua vir jou kom doen het, nie vat en verander en vernuwe word nie, maar jy doen die verkeerde goed, beteken die bloed van Joshua vir jou niks, hy kan jy nie vergewe nie. Dis woord. So jy verstaan nie die bloed nie, jy erken nie wat Joshua vir jou gedoen het, jy verwerp dit. Hoe kan dit jou dan help? Dit kan nie. Jy verwerp dit, jy verloon dit, jy sweer dit af, jy sê dis nutteloos, dit wat Joshua gedoen het, kan nie my lewe verander nie, daarom gaan ek aan, ek doen nog sonde. So hoe kan sy offer vir jou iets beteken? As jy sê dit kan my nie verander nie. Dit kan nie my denke vernuwe nie. Dit kan nie my 'n nuwe mens maak nie. Dan kan dit nie, want jy glo dit nie. Dan beteken Joshua se offer vir jou niks. Niks. En jy kan nie vergewe word nie. Hebreërs 10:27. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstander sal verteer. So wanneer jy ongehoorsaam is aan God, sê die woord, jy haat hom en hy haat jou. Jy is sy teestander. En hy gaan jou verteer. En dit is opgeskryf in Eksodus 20 vers 5. So hierdie ouens haal net Torah aan, die Ou Testament, Tanakh. Vers 28. As iemand die wet van Moshe verwerp, opsetlik verkeerd doen, sterf hy fisies, sonder ontferming of medelee op die getuies van 2 of 3. So wanneer jy 'n sonde gedoen het wat die doodstraf bedien het, as daar 2 of meer getuies is, het hulle doodgegooi met klippe. Jy sterf fisies. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die vernuwe verbond waardeur hy geheilig is, onrein ag,
en die gees van genade gesmaak het. Jy beledig God se gees, dis sonde teen die Heilige Gees. Jy sê God se gees kan my nie verander nie. Hy kan my nie vernuwe nie. Dis lastering teen die gees van God. So jy moet liewer sê, my stubborn hart wil nie toelaat dat God my verander. Is dit dalk laster of kwaadspreek teen die Ruach, teen die Gees? Opsetlike sonde, Numeri 15:30, die eerste deel. Maar die siel wat iets moedswillig doen sterwe. Die siel wat moedswillig opsetlik sonde doen sterwe. Uit arrogansie, egogeties, wanneer jou ego so groot is en jy sê, maar ek doen wat ek wil, God sal nie vir my vertel. As jy dan sonde doen, is jy dood, jy sterwe. Jy ag jouself 'n God, en dis waaroor dit gaan. Jy verhewe jou bo God. Ja, beteken met 'n oop hand. Met ander woorde, jy staan teen God, jy lig jou hande op teen hom, en jy wys, maar ek is groter. Ram beteken toe, exalt yourself, om jouself te verhewe, want dis hoekom mense sonde doen. Weet julle dis hoekom jy sonde doen? Jy lig jouself bo die een wat die wet gegee het. Jy sê, ek is groter, ek sal dit doen, en wat gaan hy aan my kan doen? Dis hoekom jy sonde doen. Jy maak daai keuse, jy lig jou op bo die een wat sê, moenie iets doen nie. As jy in die huis is, en jou pa of jou ma sê vir jou, skuif gou daai, gooi gou die astromsakkie uit. En jy sê, ek sal nie. Wat doen jy? Jy verhewe jou bo hulle. Jy stel jou autoriteit bo hulle. En dis presies wat gebeur wanneer jy sonde doen. Jy sê, ek sal doen wat ek wil, en niemand sal vir my voorskryf, nie eers God nie. But the person, native or foreign, who sins defiantly, deliberately, blaspheming God, he must be cut off from his people. So dis wat gebeur wanneer jy of 'n vreemdeling in jou land, iemand wat God nie eers ken nie, hy weet nie eens dis sonde nie. Wanneer hy ook sonde doen, dan is dit lastering teen God. Want hy sê hy is groter as God. Hy sê hy doen wat hy wil doen. En daarom moet hy uitgeroei word in die volk. Want as jy een doodmaak, stop die volgende nie. As jy 100 dit laat doen, is hulle môre 1000, is hulle môre 1 miljoen, en dis hoekom dit in die wêreld gaan soos dit gaan, want die mense word nie meer doodgemaak as hulle sonde doen. Daar's geen nagevolge fisies nie. Niks. Wat dink jy gaan met 'n land gebeur as hulle dit fisies begin doen? Binne 3 jaar is daar geen sonde in daai land nie. Of die sonde wat daar is, word agter die deure gedoen. Dat niemand dit sien nie. Want daar's verantwoordelikheid, nagevolge. Nou op die stadium is die nagevolge geestelik. Dieselfde nagevolge was daai tyd fisies, nou is en geestelik, nou is dit net geestelik. So dis wat ek nou verduidelik het, dis net om op te staan teen God. Deuteronomium 5:15. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en Yahweh, jou Elohim, jou daarvan af uitgelei het deur 'n sterk hand, deur 'n uitgestrekte arm. Daarom het Yahweh, jou Elohim, jou beveel om die Shabbat te heilig, die Shabbat te hou. Nou, ons is baie vinnig om te sê, okay, ek was nou nie in Egipte nie. Ek was nou nie 'n slaaf nie. Maar jy was. Jy was in die wêreld, Misraim. Jy het sonde gedoen, jy was 'n slaaf van sonde. Hy het jou uitgelei, hy het jou verlos uit die mag van Misraim, van die wêreld. Hy het jou oorgebring in 'n wonderbaarlike lig. Daarom moet jy nie teruggaan. Vir ons is presies dieselfde. Ons was almal in Egipte.
Hy het ons almal uitgelei. Deur 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm het hy die mag van Farao oor jou lewe gebreek. Die mag van Satan. Deuteronomium 34 en 26:8 omskryf daai gedeeltes vir ons. Dit wil voorkom asof nie baie gedood was in die woord weens sonde nie. Julle gesien hoe min het hulle doodgemaak. Hoekom dink jy, daar was 1 of 2 gevalle, maar hoekom dink jy ons het die een van die Shabbat van die man wat die stokke en die klippe opgetel het, nou daar's 'n diep lering daaroor. Hoekom, ek gaan maar nou die lering van die rabbies kortlik noem. Hoekom het hulle daai man doodgegooi met klippe? Daar was 'n verhoor gewees. En hulle het vir hom gevra, hoekom? En hy het gesê, ek doen wat ek wil. En Jahwe sal nie vir my sê wat om te doen. Dis wat gebeur het in die verhoor. Daarom het hom doodgegooi met klippe. Hy het nie gerepent en gesê, ek is so jammer nie. Ek het vergeet of ek het gedit of gedat. Hy het gerebelleer en hy was doodgegooi met klippe. En daarom sien ons dieselfde gebeur weer met die paartjie wat hulle huis verkoop het en vir die gees van God gelieg het en onmiddellik gesterf het. So wat Jahwe daardeur probeer sê is dit wat gebeur het in die ou verbond gaan aan in die vernuwe verbond. Dit het nie verander nie. Dit gaan aan. Ons pas dit net nie toe nie, maar vir God gaan dit aan. Daar's geen wet wat dit gestop het nie. Geen offer wat dit gestop het nie. Numeri 15:32. En toe die kinders van Israel in die woestyn was, Jeswa. Vader sê ek moet net gou vir julle duidelik sit, veral vir die mense wat dit gaan luister ook, dat hulle nie verkeerd verstaan nie. Joshua is die volmaakte offer. Sy bloed het goed kom doen. Okay? Maar sy offer het dit ook nie gestop nie, hoor. Kyk, net so terloops. Ons sal daardeur kom, ek moet dit net sê dat julle dit nou weet. En toe die kinders van Israel in die woestyn was, het hulle 'n man gekry wat op die Shabbat hout bymekaar maak. Vers 35. Toe sê Jahwe vir Moshe, die man moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom buitekant die laar steen. Hoekom buite die laar? Ons is die hele laar onrein vir 7 dae. Goed. Ek dink nie dat hy die enigste man was wat in 40 jaar die Shabbat oortree het nie. Maar van hom word geskryf omdat hy gedood is. Goed. 'n Man dra sy bed op Shabbat. En dis okay. Daardeur sê ek nie jy mag werk op Shabbat nie. Dit hang af van omstandighede en dit hang af van hoe jy dit hanteer voor Jahwe. Rebelleer jy en sê ek sal doen wat ek wil? Of is jy oortuig wat ek nou op die Shabbat moet doen is ten goeie vir God, vir sy koninkryk of vir 'n mens om te help? Iets anders moes dus hier gebeur het. Wat kon moontlik hier gebeur het? Ons sien ooggetuies, hulle het geweet dat dit wat gedoen was verkeerd, so ook die man. Hy het geweet ek mag nie hierdie bed dra op Shabbat nie. Hulle het die man moontlik gewaarsku. Hy het hulle geïgnoreer. Hy het geweet dat hy gedood kon word. Hoekom het hy nie gestop nie? Hoekom het hy voortgegaan? By Moses aangekom, weet Moses ook nie dadelik wat om te doen. Hoekom nie? Het hy dadelik die doodstraf gegee? Nee. Dis nou die man wat die hout optel. Hy het 'n verhoor gehou. En toe gaan hy na Jahwe toe. En hy sê, wat is die uitspraak? Wat is die vonnis van die man is skuldig? Daar was genoeg getuies wat gesien het dat hierdie man die Shabbat oortree het. Die vraag wat tog gevra was, is dit bewuslike sonde of opsetlike sonde? Dis die verskil. Die man wat die bed gedra het, was dit opsetlik of bewuslik?
Bewuslik, nie opsetlik. Hy was bewus, ek mag nie die bed dra op Shabbat nie. Hy het nie Dinsdag al besluit, ek sal Shabbat vir julle klomp wys, ek doen wat ek wil. Dis die verskil. Sy hart het nie gesondig teen Jahwe nie. Sy vlees het. God antwoord dat hy, dis die man wat die hout opgetel het, moet sterf. Dus was dit opsetlike sonde. Numeri 15:30 moetswillig. Numeri 15:32 sien ons die Shabbat oortreding. Opsetlike sonde is 'n direkte handeling teen God se wil waar die persoon homself verhewe bo God. In Jesaja 14:13 tot 15 lees ons dis presies wat Satan gedoen het. Halleluja, dis hoekom hy uitgegooi is. Hy het opsetlik God gechallenge. Hy was bewus dit was verkeerd, maar hy het opsetlik hom gechallenge. En daar's geen vergifnis vir opsetlike sonde nie. Eksodus 35:3. Julle mag op die Shabbat geen vuur aansteek in enige van julle woonplekke nie. In swakheid, onbewustelik, braaivleis aansteek, voor jy geweet het, daar's nie 'n probleem nie. Was dit verkeerd? Ja, al die jare wat ons voor ons geweet het, eers Shabbat was op Saterdag, elke keer wat jy kos gemaak het op Shabbat, was dit sonde. Dit het nie verander nie. Jy was net nie bewus dis sonde nie, maar nou is jy bewus. So nou kies jy, doen ek dit nie. En as ek dit doen, doen ek dit uit liefde om iemand te help, want hy gaan dood, of om hom te versorg, of doen ek dit opsetlik om vir God te sê, jy het 'n groot fout gemaak. Niemand kan op Shabbat nie kos maak nie, so ek sal kos maak op Shabbat. Dis opsetlik, dit sal jy nie vergewe word. Julle, dis Torah, is woord wat ek hier praat. Maar ons maak dit nie so oop nie. Ons sien sondevergifnis as een groot kombers. Dit is nie. Sonde is die kleinste van alles. Jy kan sonde vergewe, en dit sal vergewe wees. Kan jy ongeregtigheid vergewe? Daar is geen skrif wat sê ek kan ongeregtigheid vergewe nie, want dit kom net God toe. Bewustelik, 10 gedeeltes daaroor, opsetlik, is 'n moetswillige handeling. Jy het die volle openbaring van dit is verkeerd en jy doen dit nog steeds. Wanneer word sonde wel vergewe? Wanneer jy bewustelik en opsetlik sonde doen en dit bely. Goed. Klink nou verwarrend, maar ons sal sien wanneer Joshua in die prentjie kom hoe dit werk. Wanneer jy uit gehoorsaamheid 'n voorgeskrewe dier as 'n sondoffer gebring het, dan was jou sonde vergewe. Want jy het gedoen wat God gesê het jy moet doen om die sonde te vergewe. So wanneer jy vandag sonde doen en jy bely Joshua se bloed, jy bely jou sonde, jy vra om verskoning en Joshua se bloed vergeef jy, dan is jy vergewe van daai sonde. Hoekom is jy vergewe van die sonde? Want die woord sê jy moet dit doen. En jy is gehoorsaam aan die woord, dis hoekom dit vergewe word. Dis nie outomaties nie. Anders was daar geen mense in die wêreld wat vandag sonde gehad het nie. Daarom sal jy skrifte sien wat sê, en die bloed van Joshua is gegiet vir sommiges om vergewe te word. Nie almal nie. Sommiges. Jy moet weet wat hy gedoen het, jy moet dit bely en jy moet ophou met die sonde, dan word dit jou vergewe, anders te nie. Joshua is die lam van God wat eenmaal geoffer is. Is daar nog 'n ander manier van vergifnis? Is daar nog 'n ander manier om jou sonde te vergewe? Ek gaan nie nou name noem nie, maar so tyd terug
was daar mense wat leiers van lande uithaal en sê maar hierdie is die anti-Christus en hierdie is nie 'n gelowige nie en hierdie is nie dit nie. En dan speel hulle onderhoud van hierdie man waar hulle vir hom 'n sekere vraag vra en hulle vra vir hom, bely jy jou sonde voor Jaswa, voor Jesus? Sê jy vir Jesus, ek is jammer en was Jesus jou skoon? Hy sê is nie nodig nie. En onmiddellik sê hulle, hy kan nie 'n Christen wees nie. Hy ken die Bybel beter as daai kerkmense. Want daar's ander skrifte wat jou sê hoe jy jou sonde vergewe, sonder om dit te bely. Kom ons kyk op 'n waar praat. Daar is nog ander maniere. Vir ons is die maklikste Jaswa, want hy is die volmaakte offer, ons wil 'n persoonlike verhouding met hom hê, maar mense wat Jaswa nie ken nie, wat nooit van hom gehoor het nie, as hulle die volgende doen, is hulle sonde vergewe. Dis hoekom Saul sê, die heiden wat se Torah, wat die wet in sy hart geskryf is, en van nature die wet doen, is gered. Hy het nog nooit van Jaswa gehoor nie. Nooit nie. Maar hy doen hierdie vers, en daarom is hy gered. Jy moet jou verkeerde weer los. Ophou sonde doen en doen wat reg is. Dan is dit reg, dan is dit vir God aanvaarbaar. Jy sien, ons het baie keer 'n ding geleer en ons bly op daai ding fokus waar daar vele ander maniere is. Dis hoekom baie hierdie kerkdenominasie ding net ek is gered en daai een dink net ek is gered, want net ek doen dit so. En almal moet dit so doen. Ons moet doen wat die woord sê, nie wat mense in die denominasie sê nie. So deur goeie werke kan jy gered word. Nou, hoe skop ons nou die emmer onder die mense uit? Goed, is dit skriftuurlik? Oordeel jouself. Kyk wat die woord sê, vat dit huis toe, bid dit deur, mediteer dit. Lukas 7:45. 'n Soen, dis Jaswa wat praat. Het jy my nie gegee nie, maar sy het vandag, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen, werke. Sy het niks gepraat nie. Sy het hom net gesoen aan sy voete. Goed gedoen. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes, wat baie was, is vergewe, want sy het my lief gehad. Sy het nie haar sonde bely nie, sy het nie 'n offer gebring nie, sy het goeie werke gedoen. En Jaswa, ons meester, wat self Jahwe is, sê, haar sonde is vergewe, want sy het lief gehad. Ek weet, dit skok ons teologie heel weer. Nou moet ons die vraag vir onsself vra, wat is beter? Laat daar net 'n klein handjievol in die koninkryk van God is, omdat hulle doen wat ons glo jy moet doen? Of laat baie meer dalk in die koninkryk van God is, omdat God dit so wil hê? Goed. Maar natuurlik, waar kry Jaswa dit? In die Ou Testament. Hy sal nie goed opmaak nie. Maar hy sê vir haar, jou sonde is vergewe. Jou sonde is vergewe. En dit het nie gesê omdat hy God is nie, omdat hy klaar geoffer is nie. Hy het dit gedoen omdat die woord so sê. Daar is iets wat ons moet verstaan. Elohim soek nie fout by die mens sodat hy hom in die hel kan werp. Inteendeel, hy soek juis rede by jou. Hy soek rede by my wat ons doen sodat hy ons nie in die hel kan werp nie. Hy soek rede om te verklaar ons is ongehoorsaam. Ons het nie een van ons geleef nie. Ons het hy ons lankal doodgemaak. Hy soek rede sodat ons saam hom kan lewe. Maar sy maatstaf is gehoorsaamheid aan sy woord. En of jy dit nou doelbewus doen, gehoorsaam is omdat jy hom lief het,
en of jy gehoorsaam is omdat jy nooit aan hom gehoor het nie, maak nie 'n verskil by God nie. Hy wil hê jy moet hom gehoorsaam wees. Dis waaroor dit gaan. Gehoorsaamheid is meer as offer. So daar's baie mense wat die koninkryk van God gaan beerwe, wat nog nooit van God gehoor het nie, maar wat die woord gedoen het, waar daar Christene is wat die woord hoor, maar nie doen nie. Want hulle is nie gehoorsaam. By God gaan dit oor gehoorsaamheid. Niks anders. God is regverdig. Jeremia 36 vers 3. Miskien sal die huis van Juda luister na al die onheil wat ek beplan is om hulle aan te doen, sodat hulle bekeer. Elke een van sy verkeerde weg, en ek hulle ongeregtighede en sonde vergewe. Staan daar hulle moet offers bring? Nee. Daar staan dit Jahwe sê, ek hoop hulle hoor dat ek hulle gaan vernietig. Want dis wat ek moet doen, omdat hulle ongehoorsaam is aan my. So ek hoop hulle gee oor en keer terug na my weë en doen wat ek sê hulle moet doen, sodat ek hulle sonde en ongeregtighede vergewe. As daar niks van offers, niks van hulle moet hulle sonde bely nie. Hulle moet net gaan doen wat God sê. Jy's 'n pa of 'n ma en jy het 'n 10-jarige kind of jonger, maak nou nie saak, ek gebruik dit byvoorbeeld, of ouer. En jy sê vir jou kind, sal jy asseblief vir ons die astromsak uitsit by die hek, want hulle kom vandag die astrom goedjies gaan haal. En vir een of ander rede doen hy of sy dit nie. Hulle het gesondig teenoor jou. Ongehoorsaamheid is sonde. Hulle het gesondig teenoor. En jy vra later, hoekom het jy nie sak uitgesit nie? Ek het vergeet. Hy sê nie, ek is baie jammer nie. Hy bely dit nie uit sy eie uit nie. Hy sê net vergeet. Maar die volgende maand, elke dag sit hy die sak uit. Gaan jy hom vergewe vir daai keer wat hy verkeerd gedoen het? Ja, dis presies wat God doen. Hy hoef dit nie te bely nie. Hy moet net van nou af doen wat ek hom vra. Dis al. Ek wil nie die sonde teen hom hou nie. Ek wil hom nie vernietig nie. Ek wil 'n verhouding met hom hê. Soos hy doen wat ek sê, is dit vir my voldoende, sê God. God tug as jy ongehoorsaam is. Wanneer jy terugkeer en gehoorsaam is aan God, dan vergewe hy jou en hy seën jou. Nou die terugkeer kan net wees terugdraai. Die terugkeer jy jou sonde bely, want daar's 'n skrif wat sê wanneer jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig en sal jou van jou sonde vergewe. Wat beteken bely? Teshuva in Hebreëus. Wat beteken dit? Bely beteken nie net die ding nie. Bely beteken ek is jammer en ek stop om dit te doen. Dit is teshuva. Maar ons is geleer, ek moet sê vergeef my, dan sê ek vergewe. Nonsens, dis nie wat die woord van praat nie. Maar dis wat ons geleer is. Dis die begin om te sê ek is jammer, vergeef my, leer my, vernuwe my denke en help my dat ek dit nie weer doen nie en dan stop jy om dit te doen. Eers dan is jy vergewe. Jy is nie vergewe as jy dit praat nie. Jy is vergewe wanneer jy ophou om dit te doen. Eers dan word die sonde vergewe. Jesaja 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes en laat hy hom tot Jahwe bekeer, terugkeer teshuva, terugkeer en sy woord doen, dan sal hy hom barmhartig wees. En tot ons God, want hy vergeef vermenigvuldiglik. Wanneer vergeef hy? As jy jou bose weë verlaat, as jy terugkeer en sy weë doen, dan vergeef hy. As ons kyk na Lukas 3 vers 3. En hy het gekom en in die hele omtrek van die Jordaan en die doop van die bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Wat?
Wat het Johanan gedoen julle? Wat staan daar? Ek gee julle kans om self te lees, miskien lees ek verkeerd. Hy het gekom in die hele omtrek van die Jordaan en hy het die doop van die bekering tot vergifnis van sondes verkondig. Hy kom verkondig, keer terug na God se weë, doen God se weë en jy sal vergewe word. Hy het nie kom teach jy moet offers bring nie. Hy het nie kom teach en sê bely jou sonde mondelings nie. Hy het nie kom teach gaan sê die rabbi of die leraars van daai dag, die fariseërs moet jou sonde vergewe nie. Hy het gesê keer terug en doen nie meer sonde nie. Dis wat hy kom verkondig het, niets anders nie. So hy het presies gesê wat die Tanakh sê. Keer terug na God se weë en jou sonde sal vergewe word. Jahwe sê keer terug na my weë en ek vergeef jou sonde en jou ongeregtighede. Dit wil voorkom of daar nog 'n manier van sondevergifnis is. Jakobus 5:15. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die meester sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. So as jy sonde gedoen het en jy weet nie dis sonde nie, maar jy het 'n verhouding met Vader deur Joshua en jy bid in geloof, word al daai sonde wat jy gedoen het jou vergewe. Selfs al het jy nie eens geweet dis sonde. So as jy in die regte verhouding met God kom, jy loof hom, prys hom, jy aanbid hom, jy nader hom en jy bid deur geloof dat Joshua het vir my sondes gesterwe, dan word daai sonde vergewe. Onthou die ou wat gesondig het en hy ken nie eens vir Joshua. En nou draai hy terug en hy doen nie meer daai sonde nie. Daai sonde word hom vergewe. Maar die 10 sonde wat hy nog doen, word hom nie vergewe nie. Net die word hom vergewe wat hy ophou doen. As ek klomp sondes doen en ek stop met een sonde, word al my sondes vergewe. Nee, net daai een wat jy verkeerd doen word vergewe. So die ou wat nou begin reg doen, daai sonde wat hy verkeerd gedoen het, word hom vergewe, maar al die ander sonde word hom nog toegeteken. Daarom het ons die voordeel van Joshua, die Messias. Wanneer ek sonde gedoen het en ek het nie geweet dis sonde nie, en ek aanbid hom en ek nader hom deur geloof, word al daai sonde wat ek gedoen het, wat ek nie geweet het sonde was nie, vergewe. Dis ons. Dit sien ons nie in die vernuwe in die Tanakh nie. Jakobus 5:14. Is daar iemand onder julle wat siek is? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die meester met olie gesalf het. En dan kan daai gedeelte inkom van as jy bid in geloof, dan word jy gered. Selfs die kranke sal genees en sonde sal hom vergewe word, as dit sonde ook is wat die siekte toestand veroorsaak. Dit is sekerlik slegs die sonde wat siekte veroorsaak het. Nee, ek dink nie so nie. Oortredinge van die wet wat wel vergewe word. Numeri 15:27. En as 'n enkele siel, 'n mens, in swakheid sonde, ek het nie geweet dis sonde nie. Niemand het my vertel hierdie ding is sonde nie, dis swakheid. Moet hy 'n jaar oud bokoei as 'n sondoffer bring. Met ander woorde, kom ons sê die meeste wat hier sit, of ek glo almal wat hier sit, is al oortuig Shabbat is Vrydag aand tot Saterdag. Maar voor jy daai oortuiging gehad het, het jy gedink Shabbat is Sondag. En niemand het jou mooi verduidelik hoe om Shabbat deur te bring. So elke keer wanneer jy Shabbat oortree het, God se Shabbat, het jy gesonde. In swakheid.
Jy het nie opsetlik vir God gesê, nee, ek dink jy het 'n bietjie die datum verkeerd, dis nie Saterdag nie, Sondag van die kerk sê so. Dit sou opsetlik wees. Maar jy het dit gedoen uit onkunde. En daai sonde is jou vergewe. Jy moet net 'n jaar ou bok ooi bring as 'n sondoffer. Dan is daai sonde jou vergewe. Ons moet Joshua inroep as getuie, want hy het vir ons gesterf en sy bloed is die bloed wat daai sonde vergewe. Nummer 15:28 en die priester moet versoening doen vir die siel wat hom misgaan het weens sy sonde in swakheid voor die aangesig van Jahwe om vir hom versoening te doen en dit sal hom vergewe word. In die Ou Testament was daar ook sondevergifnis, dieselfde as in die Nuwe Testament. Joshua is nou net daai lammetjie. Jy hoef nie jou eie lammetjie te bring nie. Dan is daar 'n skrif wat sê hierdie sonde wat ons gedoen het die bloed van stiere en bokke en daai goed, het dit net bedek. Met ander woorde, nou kon God na jou kyk en hy sien die bloed van die diere en hy het nie afskie aan jou nie. Hy het nie afskie aan jou sonde nie. Want die bloed van die diere het dit bedek tot op 'n tyd. Wanneer daai beker vol is, dan kan jy soveel diere offer soos jy wil. Dan het jy 'n probleem. En Joshua kom en sy bloed doen iets beters as wat die diere kon doen. Goed, ons kom nog daarby. Vers 29. Want die kind van die land onder die kinders van Israel aangaan. En die vreemdeling, met ander woorde, een wet geld vir die kerk en die nie-kerk. Een kerk geld vir Israel en die wêreld. Almal wat onder die autoriteit staan. En die vreemdeling wat onder julle vertoef, een en dieselfde wet moet vir julle geld, vir hom wat iets in swakheid doen. Soos die heiden inkom, hy het nie geweet hy moet Shabbat hou. Hy kom in en hy bring sy klomp goed om te verkoop en hier stel hy sy stelletjie op Shabbat en hy gaan nou goed verkoop. Jy mag hom nie doodmaak nie. Moses, jy kan hier jou doodgooi met klippe nie. Hy het dit in swakheid gedoen. Hy het nie geweet nie, vertel vir hom ons instruksies, leer hom dit. As hy dit weer doen, is dit bewustelike sonde. Nou moet jy uitvind daarna as dit opsetlik of nie. As dit opsetlik is en hy sê ek doen wat ek wil, ek worry nie wat julle God sê nie, dan is dit opsetlik, dan maak hom dood. Verstaan ons die verskil van die sonde en die benadering tot sonde en God se benadering tot ons? Want dis belangrik om dit te verstaan. To transgress by mistake, per ongeluk gesonde. To sin might have the meaning transgression in a moral sense. Sondig, jy het sonde gedoen met 'n verskoning. Ek het nie geweet. Ek het nie geweet. Kom ek vra julle die ding. Is nou Shabbat. Julle ry nou huis toe en hier staan iemand langs die pad, 'n ou tannetjie en haar kar se wiele is pap. Jy stop en jy gaan na die wielpad op. Het jy gewerk op Shabbat? Ja. Het jy gesonde? Ja, baie beslis. Maar in swakheid. Ek het 'n verskoning gehad, ek het goed gedoen. Sal jou sonde vergewe word? Ja, of course. Nou stop jy by daai karretjie, ry daar verby uit hierdie diens uit en jy sê, "Wat wat hierdie man hier voorgepraat het is nou kom nonsens. Ek sal vir God wys ek sal doen wat ek wil. En ek sal hierdie wiel nou regmaak." Jou hartsgesindheid verander God se wil of vir jou wil vergewe of nie. En dis waarom ons hart teenoor God. Kyk. Swakheid, shagach. Romeine 5 vers 12. Daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. Wanneer die mens sondig, dan sterf hy geestelik en fisies op 'n dag. Is dit
Is vergifnis van sonde genoeg vir die ou? Wanneer jy gesondig het en jy bely jou sonde of het 'n lam as 'n sondoffer gebring en jy doen nie meer daai sonde nie, dan word jou sonde vergewe. Is jy nou lewend gemaak? Nee, jou sonde is net vergewe. Het jy nou lewe? Het jy deur vergifnis van sonde die ewige lewe ontvang? Nee. Daar's mense wat sonde gaan doen wat die ewige lewe gaan hê. Daar's mense wat spesifieke sonde doen, maar hulle sal ewige lewe nie sien nie. Party sonde is tot die dood, party is nie. Party sonde is uit onkunde, party is uit opset. Die een wat glo Shabbat, hy glo dit vas met sy hele hart, is op 'n ander dag. En God, hy skuldig, want hy doen dit op 'n verkeerde dag. Maar dis nie opsetlik nie. Dis uit swakheid wat hy dit doen, uit onkunde wat hy doen. Die ander persoon sê, man, ek sal dit doen want my dominee, my pastoor sê, dis die dag, waar nie wat die Jode sê en wat die Bybel sê nie. Daai ou gaan dit nie maak, ek sê maar. Soos ek die woord verstaan, hy kan. Hy het opsetlik teen God gesondig. Hy rebelleer opsetlik teen God. Hoe kan God hom vergewe? Hy het nie teruggekeer en dit reggemaak nie. Hy het nie bely en doen dit nou reg nie. Dis eers wanneer sonde vergewe word. So sonde wat tot die dood is, wat opsetlik is, daai ouens kan dit mos nou nie maak. Wanneer moet dit hom vergewe word? Dis as ons die woord reg sien, as ek dit reg verstaan. So, sonde maak jy nie lewend nie. Sonde gee nie die ewige lewe nie. Het Adam bly lewe? Nee, hy het gesterf. Het Dawid bly lewe? Nee, hy het gesterf. Het God hom dan nie vergewe nie? Hy het, maar hy het nog steeds gesterf. Hoekom? Want sonde word nie ongestraf nie. Tot vandag toe, jou sonde word nie ongestraf nie. Dis 'n ding wat ons nie verstaan nie. Jou sonde word jou vergewe, maar nooit, sê God, sal ek dit ooit nie straf nie. Dis wat ek doen. Dis wie God is. As jy sonde doen, moet jy getuig word. Jy moet gestraf word, klaar. Dis wie hy is. Dis hoekom Christene so sukkel en nêrens kom nie. Want hulle dink dit moet net weggevat word. Nee. Daar's nie sulke skrifte nie. Daar's nie sulke skrifte nie. Wat beteken dit as jou sonde vergewe is? Psalm 32 vers 5. My sonde het ek U bekend gemaak en my ongeregtighede het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil in Jahwe my oortredinge bely. Wat sien ons daar? Sonde, oortredinge en ongeregtighede. Jy het 3 vlakke van goed wat jy moet bely voor God. Nie net sonde nie. Nie net sonde nie. Oortredinge en ongeregtighede. Want ongeregtighede kom oor jou kinders. Nie sonde nie. Ongeregtighede kom oor die kinders. Is belangrik om hierdie goed te verstaan. Ek het gesê ek wil aan Jahwe my oortredinge bely en U het die ongeregtighede van my sonde vergewe. Hierdie sonde het oorgegaan na ongeregtighede. Kom ek verduidelik hoe dit werk. Ons is weer by die drankstorie, die ouetjies wat nou ietsie drink. Ek haal julle nou nie uit vandag nie. Dit is net vir my makliker om dit so te verduidelik. Jy weet nou om te drink is sonde. Nou kom iemand weer by jou en hy bied vir jou ietsie aan en jy wil nie hom aanstoot gee nie of wat se verskoning ook al in jou kop kom en nou drink jy iets saam met hom. Dis sonde. Want is verkeerd. Nou beplan jy om sonde te doen en jy gaan koop 'n drankie. Nou word dit 'n oortreding, nie meer 'n sonde nie.
'n oortreding, want jy het geweet dis verkeerd. Dis opsetlik gaan ek nou sonde doen. Ek gaan opsetlik sien toe ek gaan drink. En dan wanneer jy dit doen, word dit sterker en sterker. En later word daai oortreding 'n ongeregtigheid. Want jy sê God sal nie vir my vertel of ek mag drink of nie. En dan kom dit oor jou kinders. En jou kinders is verslaaf. Dis hoe dit werk. Sonde, oortredinge, ongeregtighede. Jahwe sê, ek sal die sondes vergewe, maar ek sal dit toereken aan die kinders, die ongeregtighede van daai sonde, aan die 3de en aan die 4de geslag. Dis hoe God jou tug. Want dis wat hy sê, hy doen dit. Vandag is dit nog so. Vergewe of vergeef, nasa, beteken to erase, to forgive, to pardon, to raise up, to spare. So dit kan klomp verskillende fasette beteken. Dit sluit egter nie die volgende in nie. To live, to arise, to carry away, to pardon. To pardon beteken, jy het nooit daai sonde gedoen nie. Daar's nooit so iets. Jou boek is skoon. Ons boeke is vol geskryf van alle sonde. Almal sonde. Almal sonde. En ons vra vergifnis en daar's vergifnis daarvoor. Maar is nog steeds aangeteken, dis nie weggevat nie. As dit weggevat was, sou nie een wat hier sit geldprobleme gehad het. Nie een wat hier sit 'n siekteprobleem gehad het, behalwe as God deur jou iets wil doen om iemand anders te wys. Nie een van die vloeke van Deuteronomium 28 kon op jou kom nie. Dis nie moontlik nie. Maar Christene is deurweek met daai vloeke. Ek ook. Want ek het gesondig. En ek sondig dalk nou nog. Ons moet dit besef dat ons weet wat ons moet regmaak. As ons dit nie kan regmaak nie, kan dit nie stop nie. Of eerstens as jy dit nie bewus is van nie, gaan jy niks aan doen nie. Maar prys Vader, hierdie ding is nie doen nie. Julle die boodskap van hierdie gedeelte is daar's iets groters as sondevergifnis. Want sondevergifnis gaan jou nêrens vat nie, man. Daar's groter as sondevergifnis. Maar dit is nie nou nie. Ander dag. Eers ander dag om dit in werking. Nie nou nie. Ons is in hierdie wêreld, ons moet hier deur gaan. Want almal het gesonde. Kom ons kom net gou by daai versies uit. Numeri 14:18. Jahwe is lankmoedig en groot van goedertierendheid, wat die ongeregtigheid en die oortredinge vergewe, maar nooit ongestraf laat bly. Dis God wat dit sê. Hoe kan ek nou sê hy kan jou nie straf of hy gaan jou nie straf, jou sondes vergewe? Waar staan dit in die woord? Ons moet begin leer wat in die woord staan sodat ons in die regte verhouding met God kan kom. Maar ons glo goed en ons maak nie reg nie. Want as jy glo, ek bely net my sonde, nou sal God my nie straf nie, hy moet my vergewe. Ons het gesien, haar sonde wat hy sê, ek sal jou nie vergewe. Nou sê jy, maar jy moet. Waar sê God, ek het gesê ek sal? Ons moet die woord reg sny, ons verstaan hom verkeerd en daarom is ons vasgevang in leuns en ons kan nie vrykom. Maar nooit ongestraf laat bly nie, wat die ongeregtighede van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag. Dis hoekom oupa Grootjie het gesnyf. Een van die kinders sit met 'n verslawingsprobleem, jy sit met 'n rookprobleem, daai een sit met 'n pornografie, jy's verslaaf, want oupa Grootjie was verslaaf. Julle, dis soos dit werk. Dis soos dit werk. Want God sê dis wat hy doen. En hy doen dit. Of jy nou 'n gelowige is, of jy 'n heiden is,
Maak nie saak nie, dis sy wette. Dis hoe hy werk in hierdie hele wêreld. Maar die ding is, as ons die leuen glo, en ons glo, dit wat Jesus, Joshua kom doen, dit stop al daai goed nou outomaties, dan gaan jy dit nie bely nie. Jy gaan dit nie hanteer nie. Jy gaan nie ophou met jou goed nie. Want dit is mos nou hoe dit werk. Dit werk nie so nie. Jy moet die goed hanteer, dan vergeef hy. Jy moet ophou sonde doen, dan eers vergeef hy. Jy moet jou denke vernuwe daagliks. Dis 'n pad wat ons loop, is 'n journey, is 'n proses, maar is 'n wonderlike proses. Want elke dag kom jy nader aan hom. Elke dag hoor jy sy stem beter. Elke dag het jy 'n beter verhouding, maar as jy dink dis klaar, 'n blanket, alles is hanteer, dan gaan jy nie eens tot hom bid nie, man. Hoekom wil jy tot hom bid? Hy dan klaar alles nou vir my gedoen. Hoekom moet ek 'n verhouding met hom hê? As ek slaap, sê ek net beskerm my. En as ek opstaan, sê ek dankie vir 'n nuwe dag, as jy dit ooit doen. God soek 'n intieme, intense verhouding met elke een. Hy wil hê jy moet elke een van jou sondes van baba in moederskoot gaan uithaal en voor hom lê. Want hy wil 'n verhouding met jou. Hy wil jou skoon hê, hy wil jou rein hê. Dis wat hy vra. En hy hanteer dit, maar ons moet dit bring vir hom. As ons sonde bely, hy is getrou en is regverdig en hy vergeef ons. Dit staan so in die woord. Nou beteken dit jy moet jou sonde bely. Jy moet sê, dis wat ek gedoen het, vergeef my daarvoor en ek doen dit nie meer. Party skrifte sê vat 'n broer saam en doen dit sommer hard voor hom, albei saam. Nou is jou sonde jou vergewe. Nou moet jy ophou om sonde te doen. En dit is waar die kruks lê. Nou moet jou denke verander sodat jy nie meer soos die wêreld lyk nie, soos die wêreld dink nie, soos die wêreld doen nie. Jy moet begin dink aan die dinge in die koninkryk van God en dit doen. Almal moet dit doen. Nie net een of twee ouens nie. Alle gelowiges moet dit doen. Dis wat jou onderskei van 'n wêreldse ou. Jy lyk nie soos hy nie. Jy praat nie soos hy nie. Want jy is nie van hierdie wêreld nie. Maar ons is nog ongelukkig vasgevang in goed. En ons kan vry. Ons kan vry wees heeltemal. As jy dit glo en as jy werk maak daaraan. Dit gebeur nie net van selfsprekend nie. Ek wens dit was so awesome. God kan. Ek glo hy kan, maar hy verkies. Wie weet as jy geduld vra, hoe kry jy geduld? Wel, dis hoe dit met my werk. Miskien is julle meer diep blou oë, want ek is 'n blue-eyed boy van. Maar miskien is julle oë nog blouer as myne. As jy vra vir geduld, kom daar nie 'n engel en hy drop 'n pakkie geduld en hy sê, "Wow, hierdie seun van my het geduld." Nee. Alle nonsens breek om jou los. En jy moet leer om geduldig te word. Dus, wat sê die woord? Joshua het gehoorsaamheid geleer deur dit wat hy moes deurgaan. Nou dink jy gaan nou net 'n pak geduld kry. Miskien mag Vader ons so bless, asseblief. Met ons almal so bless met alles. Maar met my werk dit gewoonlik bietjie anders. Jy moet daardeur gaan, want jy moet groei, want jy moet sterker word. En dis waaroor dit gaan. Daar's 'n skrif wat sê, 'n spreekwoord wat sê, erfgoed is swerfgoed. As jy goed erf by iemand, dan gee jy nie om en jy pas dit nie op nie, want jy het nie hard gewerk daarvoor. So as God net al die goed vir jou gee, daar is baie erfenisse, awesome erfenisse. As hy al die goed net vir jou gee om jou vry te maak, gaan jy nooit sterk wees en jy gaan 'n ou papbroek gelowige wees. As die vuur kom, as die bose kom, gaan kruip jy weg, want jy het nie geleer veg nie. Jy het nie geleer opstaan nie. Jy het nie geleer om sterk te word nie. En Vader soek ouens wat in sy koninkryk kan veg. Ouens wat opstaan vir wat reg is. Doen wat die woord sê. Okay. Toe, praat Vader nou met my. Goed. Vergewe beteken dis verskeie aspekte, maar dit sal nooit ongestraf bly.
God sal altyd jou tot verantwoording bring. Altyd. Maar hy's lankmoedig en hy's verdraagsaam. So al ons sonde word opgeskrywe, alles wat jy teshuva nou reg doen, is vergewe. Maar dit staan nog steeds daar. Die beker word vol. As jou beker vol is, het jy 'n probleem. Dan kom God se oordeel oor jou. Dit kan met jou 5 jaar of 10 jaar goed gaan, want as 'n sonde hier en 'n sonde daar en enetjie dalk daar en 5 jaar niks nie en dan. As jou beker vol is, het jy 'n probleem. Dan is daar 'n beker vir jou as individu. Daar's 'n beker vir jou as huis. Daar's 'n beker vir jou bloedlyn. Daar's 'n beker vir jou familie en daar's 'n beker vir jou stad, jou dorp, jou land en daar's 'n beker vir die wêreld. En die wêreld se beker is amper vol. En as hy uitgegooi word, is dit God se oordeel oor die hele wêreld van Openbaring. Dis is dit werk, julle. God gesels met Abraham en hy sê uit jou uit gaan ek die hele wêreld seën. Ons weer is die Messia. Hy sê uit jou gaan ek 'n verbond sluit met jou en jou nageslag na jou. En ek gee vir jou hierdie hele land as besitting. Maar julle sal vir 400 jaar in Egipte verdruk word, slawe wees. Goed. So Abraham weet wat kom. Daar's 'n belofte aan Abraham gemaak. Daardie belofte is tot vandag toe nie vervul nie. Hulle het nog nooit die grond gehad van die Nylrivier tot die Eufraatrivier. Kom eers as Jasper terug. Salomo was die een wat die naaste aan dit gekom het. Maar Vader sê vir hom duidelik, dis wat ek wil hê jy moet doen. En wanneer jy dit doen, sal ek jou seën. Ek gee jou hierdie grond, maar ek kan nog nie nou nie. Vir 400 jaar moet jy eers Egipte toe, sodat die Amorite se sonde vol is en hulle beker oorloop en ek hulle doodmaak. Selfs die heidene nasies het bekers. God kon daar vir Abraham sê vat die grond. Maar hulle sonde was nog nie genoeg. God is regverdig. Hy vernietig nie 'n mens nie, hy vernietig nie 'n nasie nie, hy vernietig nie 'n volk of 'n kultuur nie. Eers as hulle beker vol is. En toe hulle beker vol is, toe Moses hulle uittrek, toe vernietig hulle daai mense. Julle, dis is God werk. Hy's regverdig. Wat is die straf? Vervreeming van God, weerhouing van seëninge. Jou sonde kan 'n wig plaas tussen jou en Jahwe. Dis nie wat hy wil hê nie. Jy plaas die sonde daar. Nou voel jy skuldig om te bid. Nou voel jy ek wil nie in sy troon. Nou voel jy ek kan nie. Dis nie van Vader nie. Dit is die straf van die sonde, want hy het dit lankal so ingeskryf. Dis wat sonde doen. Bring 'n muur tussen jou en God. So nou moet jy daai sonde afbreek, laat die muur weg is. Weerhouing van seëninge. Want as jy sonde doen, is daar nie blessings op jou lewe soos wat daar moet wees nie. Vloeke van die wet, julle kan dit gerus deurlees. Ongeregtighede wat besoek word aan die kinders, aan die 3de en die 4de geslag. En alle sonde lei tot die dood. Dis die straf van sonde. En dit kom nog steeds oor alle mense as jy sonde doen. Klaar. Dis hoe dit werk. Goed, dis die straf van sonde. En God sê, ek sal nooit sonde nie straf nie. Sonde wat tot fisiese dood gelei het. Dis amper klaar, julle, dit is 'n redelike trek. Deuteronomium 17:1. Jy mag Jahoua jou Elohim geen bees of stuk kleinvee waarvan 'n liggaamsgebrek is, iets slegs offer nie, want dit is vir Jahwe 'n gruwel. So jy kan nie sê, ek het vir Jahwe 'n lam gebring en dan sit 'n ding wat blind is en nie kan loop nie. Jy moet jou beste vir God gee. Nie afskeep goed nie, hy is nie afskeep God nie. Hy het sy beste gegee, sy seun. En hy verwag van ons om ons beste vir hom te gee. Selfs diere wat gekastreer is, 'n hamel of 'n kapater mag jy nie vir Jahwe gee nie.
Deuteronomium 17:2, deur sy verbond te oortree, dis die 12 woorde. Daai sonde het gelei tot die dood. Afgodsaanbidding, Deuteronomium 17:3. Hy wat sy kinders offer, Levitikus 20:2. Moord, Exodus 21:12. Hy wat sy vader of moeder slaan of vloek, Exodus 21:15 en 17. Mense roof, mense diefstal, Exodus 21:16. Wanneer 'n dier 'n mens dood en die eienaar was al gewaarsku, sien dit gaan oor mense wat gedood is. Exodus 21:29. Hy wat die Shabbat ontheilig, Exodus 31:14. Seksuele sonde is albei egbreek, Levitikus 20:10. Dis albei word gedood, die mens en die ander party of die twee mense. Gemeenskap met 'n dier, Exodus 22:19. Gemeenskap met 'n ander man, Exodus 20:13. Gemeenskap met jou vader se vrou, Levitikus 20:11. Gemeenskap met jou skoondogter, Levitikus 20:12. Indien daar 'n man of 'n vrou 'n gees van 'n afgestorwene, 'n familiêre gees, met ander woorde, wat waar sê, moet hulle sekerlik gedood word. Vandag loop hulle openbloot en hulle staan stalletjies op en hulle vra geld vir mense en die woord sê moet hulle doodmaak. Jy moet hulle doodmaak. En wie die naam van Yahweh laster, Levitikus 24:16. En ons het in die begin gekyk, as jy opsetlike sonde doen, dan laster jy eintlik die naam van God, né? Okay. Tempeldiens onbevoegd. Met ander woorde, jy kan in die tempel van God nie ingaan, sekere aspekte nie. Numeri 3:10. Die een wat jou van die Torah af weglei, Deuteronomium 13:5. As iemand na jou toe kom en sê, nee man, jy verstaan die Torah verkeerd, die Torah is weggevat, die wet van God bestaan nie meer nie, dis, jy moet daar doodmaak, sê die Bybel. Jy moet doodmaak. En dit is omtrent 90% van die kerk vandag, julle. Dis hartseer. So die een wat jou weglei van God se woord af en sê kom ons doen dit. Kom ons hou Kersfees. Kom ons doen nou hierdie ander goed. Jy aanbid ander gode en die woord sê daar moet doodgemaak word. Vergifnis van sonde vind plaas vir die volgende: vir die individu, vir jou huis, jou bloedlyn, vir die nasie, vir die volk, Hebreërs 9:7, vir die land en die stad. Hoe bou die sonde op totdat God se toorn ontvlam? Sonde, oortredinge en ongeregtighede. Genesis 15:16. En die vierde geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amoriete is tot nog toe nie vol nie. Dis wat ek nou vir julle verduidelik het. Selfs 'n heidene nasie seën God of hou God aan die lewe totdat sy beker vol is. En eers dan het hy 'n probleem. En wanneer is 'n land se beker omtrent vol? Gaan kyk maar na die geskiedenis, omtrent 400 jaar. Wat omtrent 400 jaar, behalwe as 'n land baie meer sonde doen as ander lande. Plus minus 400 jaar, dan vernietig God 'n land. Sit hy ander regering. Okay. Goed. Almal het 'n beker, selfs 'n heiden. Want God het almal ewe lief. Hy het vir almal gesterwe. Jerusalem se beker gaan vol. Vergifnis is ons antwoord. Om op te hou sonde doen, kan die beker se volheid stop. Soos jy ophou sonde doen, bly jou beker op daai vlak wat hy nou is, hy sal nooit vol raak. Maar as jy sonde doen en jou beker is vol, dan is dit die oordeel van God uitgegooi. Oor jou of oor jou bloedlyn. Of oor die stad of oor die wêreld, soos Vader wil. Maar wat is groter as sondevergifnis? Ek gaan dit net noem, laat julle dan alles is eintlik seker positief, nee, klink net vir ons negatief.
Laat ons 'n groot ding huis toe vat, want daar is iets groter as sondevergifnis. Want jou sonde, as dit vergewe word, gaan jy nog getuig word. Jou sonde word vergewe, maar word nooit weggevat nie. En dit moet ons verstaan. En hoekom kan dit nie weggevat word? Wie wil ek aansvat? Hoekom kan jou sonde, dit wat Joshua aan die kruishout gedoen het, vir ons gesterf het, sy bloed gegee, hoekom kan sy bloed nie jou sonde wegvat nie? Hoekom nie? Dis teen die Torah. Is teen die woord. Daarom moet hy iets groters kom doen het, as om jou sonde te vergewe. Want dit kan dit nie wegvat nie, dis teen die Torah, dis teen die woord, en God gaan nie teen sy woord nie. En ons moet dit verstaan. Ja, ek weet daar's 'n skrif, want hy kom op, ek sien hom bo van julle koppe nou op, kom iets fyn. Daar's 'n skrif wat sê, daai een in Hebreërs wat ek nou gelees het, die bloed van stiere en bokke kon nie sondes wegneem nie, maar net bedek. So, maar die bloed van Joshua is soveel meer, soveel groter, my woord, as die bloed van die diere, wat selfs ons dooie gewete kan reinig, of ons gewete kan reinig van dooie werk. Sê dat daai sonde word weggevat. Dit kan, en dis wat groter is as sondevergifnis, maar nie nou nie. Ander dag, op die stadium dra jy jou sonde. Johannes 1:29. Die volgende dag sien Johannes Joshua na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis Joshua. Maar nou moet ons kyk, hoe gebeur dit, en wanneer gebeur dit? Want baie dink dit het reeds gebeur. Nou as dit reeds gebeur het, vra ek weer die vraag, hoekom is daar Christene wat siek is? Hoekom is daar Christene wat doodgaan voor die ouderdom van 70, 80, ten minste volgens woord? Hoekom is daar Christene wat vervloek kan word? Want die sonde is nie weggevat. Nog nie. Hy gaan die sonde wegneem. Ario is dit in Grieks. To lift it by implication, to take it up or to take it away. To expiate sin, to do away with sin. Terwyl daar sonde in die wêreld is, kan sonde nie weggeneem word. Hoe kan dit weggeneem word as daar nog sonde is? Terwyl daar nog dood in die wêreld is, hoe kan sonde weggeneem word? Want die dood is die vrug van sonde. Wat sê, die skrif kom nou net op, ek deel nou maar net met julle. Wat sê die woord vir ons, ek dink in Openbaring sê hy, en dan gaan hy dood bind. En vir dood sê dood, waar is jou angel nou? Nou, van daai oomblik af, as Joshua terugkom, kan niemand meer doodgaan nie. Ons kan nie, ons word gewederbaar, sê die woord, en nou kan ons nie meer sonde doen. Want daar's nie meer sonde nie, dis weggevat. Sonde word weggevat. En ons gaan nie meer sonde kan doen nie, en ons gaan nie meer sterwe nie, want die dood, die vrug van sonde is oorwin. Maar dit is nie nou nie, julle. Dit kom. Joshua self het dit gedoen. Hy het die dood oorwin. Hy is gewederbaar. Hy kan nie meer sonde doen nie, maar ons kan nog. Ons kan nog. Dit wat deel is van die definisie van vergifnis, maar was nie deel tydens die diereoffer nie. Joshua kom en hy's meer as die diereoffer. Dis soos 'n profesie. Kom ek poog dit verduidelik, dan dalk verstaan ons dit. Ons het iewers in die week, laasweek, gelees van Joshua staan op in die boek, die skrol is aan hom oorhandig en hy begin lees die profesie en in die middel van die profesie stop hy. In die middel stop hy. Want as hy eind uitgelees het, moes al die goed ook in vervulling gaan.
en die mense moes geoordeel word en die wêreld moes vernietig word, want dan sit die oordeel van God wat kom. Maar hy stop in die middel van die sin. Hierso sien ons, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Wanneer? Toe hy dit gesien het, toe Joshua gekruisig is, toe Joshua opgestaan het, of as Joshua terugkom? Eers as hy terugkom, sê die woord. Ons moes dit mos daar gewees het toe hy dit gesien het al. Jy sien, ons probeer pas goedjies in om ons te pas. Die woord sê duidelik wanneer dit gebeur. Ons moet net dit soek. Dis al. Johannes het waarheid gepraat. Hy het nie leuns gepraat nie. Paulus het dit gesien. Paulus sê, en dan sal jou sondes verwyder word so ver soos die ooste is van die weste. Dis nie nou nie. Nou is daar geen sonde ongestraf nie. Dis wanneer hy terugkom, gebeur al daai goed. Kom ek probeer dit so verduidelik. Ek sien daar's ander vrae ook in die wêreld. Kom ek probeer dit so verduidelik. Ons almal het gesondig, sê die woord, daarom het ons 'n redder nodig, 'n verlosser nodig, dis die Messias. Deur hom gebeur groot dinge, want hy is die volmaakte offer. Wanneer ek hom sien, erken en bely as my Heer, as my meester, wat hy kom doen het, ek bely dit met my mond en ek glo dit met my hart. Ek glo dit met my hart, belangrik, dan is ek gered. Wat gebeur nou? Nou word my naam geskrywe in Joshua se boek. Hy het my nou gekoop. Ek is nou, the title deed change. Van Satan word ek nou kind van God. Kyk, aangeneem, deur sy bloed gekoop. Wat nou gebeur is, in hierdie proses word my denke vernuwe, want God se gees kom woon in my. Hy oortuig my nou van sonde, van geregtigheid, van oordeel, van dit wat gaan kom, en alles wat Joshua gedoen het, as ek hom toelaat. Maar nou begin ek verander. Al my sondes wat ek gedoen het, kan ek hom vra, en hy sal my alles wys van, man, ek het dit gewerk toe ek 40 jaar oud was, so klein seentjie was, toe ek 7 was, toe ek die eerste pakkie Lexington 10 opgetel en gerook het. Hy het my al my sonde in my lewe gewys. Elke liewe een. En ek het dit alles onder die bloed gesit. Goed. So al my sonde is onder die bloed van Joshua. Gaan Vader my nog straffe van daai sonde? Moontlik. Want hy sê, as my beker vol is, het ek 'n probleem. Want die sonde sal nie ongestraf bly. Maar my sonde is vergewe. Maar is nie weggevat nie. Dis onder die bloed van Joshua. Nou stap ek my pad saam met Vader en ek wandel in Joshua. Ek leer wat hy doen. Ek sien wat die woord sê. Ek doen wat die woord sê. Ek shama en my verhouding raak beter met hom. Ek raak heilig. Ek word eenkant gesit vir hom, vir sy koninkryk. Ek doen wat hy doen. Ek lyk nie meer soos die wêreld nie, want ek word eenvormig met hom. Daar's erfenisse vir my in die hemel. Ek gaan in die gees en ek doen goed in die koninkryk van God wat hy wil hê ek moet doen. Ek manifesteer dit op die aarde sodat sy koninkryk op hierdie aarde gevestig word. Maar my sonde is nog daar. Ek kan nou nog sonde doen as ek wil. Ek kan nie opstaan en 'n sonde gaan doen. Dis my keuse. Nou stap ek hierdie pad saam met Joshua en nou sterwe ek. En ek sterwe in my sonde. Maar dis betaal voor. Ek hoef nie in die gees te sterwe nie. Al my sonde is op Joshua. So wat gebeur nou in die geestelike riem? Groot wittroon oordeel. Ons word geoordeel volgens ons werke. Al daai sonde word gespel. Party het baie luister, party het minder, maar al daai sonde, alles word gelys. Al jou goeie werke word gelys. En dan staan Joshua op. Ek sal weer daai lering gee vir kom. Die laaste getuie. Die getuie wat nie kan lieg. Die getuie wat net waar kan praat. Die oue van daar wat sit, vra vir hom, ken jy daai man? Joshua sê, ja, in my boek staan sy naam. Hierdie dag, hierdie datum, hierdie tyd. Hy behoort aan my.
En al my sonde word weggevat. Weggevat. Nie bedek nie, nie toegemaak nie, nie net vergeef nie, weggevat. Daar's nie een sonde wat ek ooit gedoen het. Dit word verwyder so ver soos die ooste is van die weste. Ek kry 'n nuwe liggaam, 'n verheerlikte liggaam, een wat nie kan sonde doen nie, want sonde is weg. Dit bestaan nie meer vir my nie. Daar's nie so ding so sonde vir my. Dit is weg. Nou word al my goeie werke uitgestaan. En vir my goeie werke ontvang ek erkenning. Ek ontvang krone. Ek gaan sekere plekke, aan my word sekere goed in die geestelike riem toevertrou. Die mense op die aarde word nou bestuur deur daai ouens wat dit gemaak het. Dis is weg. Nou is die sonde weg, dit bestaan nie meer. Die ouens wat nog op die aarde is of in daai 1000 jaar wandel, hulle kan nog sonde doen. Almal wat buite die stad is. Die wat binne die stad is, kan nie meer sonde doen nie. Hulle sonde is weggevat. Sonde bestaan nie meer vir hulle, hulle weet nie wat dit is. As ons die skrif reg sien en reg verstaan. Goed. Om weg te doen met sonde, totaal en al, met die dood. Dis hoekom daai ouens nie meer kan sterf nie, want hulle kan nie meer sonde doen. Want om te sterf is die vrug van sonde. So as ons vir ewig wil lewe, wat moet ons doen? Vat sonde weg. Vat sonde weg, dan kan jy vir ewig lewe. Want sonde bring dood. Om weg te doen, 'n cancellation, 'n disannulling, to put away. So daar is nie meer sonde nie. Jou boekie is skoon. Jy het nooit in jou lewe ooit gesonde. Hebreërs 9:27. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so ook die Messias, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sonde van baie weg te neem. Nie van almal nie, van baie. Het hy vir die tweede maal sonder sonde verskyn? Het hy die eerste maal gesonde? Nee. Het hy die eerste maal sonde gedra? Ja, almal se. Hy was vol sonde. Van my, van jou, nie sy eie. As hy nou terugkom, kom hy sonder sonde, want daar gaan nie meer sonde wees nie, dit gaan nie meer bestaan nie, dit gaan weggevat word. Hy hoef niemand se sonde nou meer te dra nie. Sonde word nou gebind saam met die dood vir ewig. Daar is nie meer sonde. Hy kom sonder sonde terug. Nie dat hy gesondig het nie, ek noem dit net weer. Dan sal hy vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Dan sien ons daai eerste gedeelte, hy die sonde van baie weggeneem, nie almal nie. Die wat in hom glo, die wat hom bely, die wat gehoorsaam is aan hom, die wat doen wat hy sê, hulle sonde word weggevat. Nie alle mense is dit. Hoe sal Joshua vir die tweede maal sonder sonde verskyn? Kyk, raai gedeeltetjie nou reeds verduidelik. 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, gedoen het nie, sonde vir ons gemaak. So ons sonde het op Joshua gekom. So wat is dus groter as sonde vergifnis? Om die sonde weg te neem. Diere het jou sonde vergewe. Om terug te keer na God se woord sonder 'n dier offer, het jou sonde vergewe. Om te bid tot God en te glo wie Joshua is, vergeef jou sonde sonder belydenis. Joshua se bloed vergeef jou sonde. Maar iets moet groter wees as dit. Want anders is daar altyd sonde in die wêreld. Dit word vergewe, maar jy sonde. Dit word vergewe, maar jy sonde. Dit word bedek, maar jy sonde. Iets moet gebeur laat sonde stop, weggevat word. En dan sal die mens nie meer sonde. Dis groter as sonde.
En slegs een kan dit doen en het dit gedoen. En dis Yahshua, die Messias. Geen mens, geen ander wese. So Yahshua het kom doen, ver bo sondevergifnis. Dit manifesteer eers egter later. En ons moet daai verstaan. Ondersoek asseblief die woord self, gaan kyk wat die woord sê. Beteken dit ons nou hier in gate wegkry? Nee. Nee. Ons moet net toelaat dat Yahshua ons vernuwe. Ons moet toelaat om sy denke, sy patroon, sy karakter in ons te deponeer, sodat ons nou al op die aarde so kan begin wandel, want julle, ek glo dis nie. Ek glo dis nie. As ons net doen wat die woord sê. Dink aan Saul wat vir ons verduidelik wat sonde is. My woorde nou, nie sy nie. Hy sê jy kry 'n gedagte. En as jy die gedagte het, begin dink jy aan daai gedagte. En wanneer daai gedagte vir jou aangenaam raak, begeer jy na dit. En wanneer jy daarna begeer, is dit sonde in jou lewe. Dan begin jy daai sonde doen, en hy praat met die kerk, né? Dan begin jy daai sonde doen, en as jy dit gedoen het, gaan jy dood, sterf. So wat sê die woord vir ons, hoe hanteer jy dit? Bind elke gedagte. Julle, as ons daai ding kan doen, sal jy nie sonde doen. As jy die gedagte wat inkom kan bind, onderwerp aan die woord van God en sê, dis van Vader, sê ek, dankie Abba, ek vat dit, ek neem dit, ek doen dit, dis nie van Vader nie, bestraf dit, sê die woord. Dan sal jy ook nie sonde doen. So Vader, gee ons al die tools. Jesaja 53:12. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood, en saam met oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra het, en vir die oortreders gebid het. Hy die sondes van baie kom wegneem. En dis wat Johannes sê, die lam van God, wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. 1 Johannes 3:4, ek sluit dink ek met die gedeeltetjie af. Elkeen wat sonde doen, doen ook wetteloosheid. Want die wet sê wat sonde is. Want sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. Dit was die doel hoekom hy op die aarde gekom het. En geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, in hom is, alles doen wat hy sê, hom eet, hom praat, hom loop, hom slaap, een is met God, nie met die wêreld. Hy sondig nie. En elkeen wat sondig, het hom nie gesien nie, en hy ken hom. Dis rowwe woorde wat Johannes sê. Hy sê, as ons vandag gelowiges nou nog sonde doen, dan weet ons nie wie Yahshua is. Ons ken hom glad. Ons het geen benul van wie hy is. Want as jy hom ken, as jy weet wie hy is, as jy weet waardeur hy gegaan het vir jou, as jy in hom is, sy woord lewe, sondig jy nie meer. Dan sal die sonde weg. Maar dit gaan eers plaasvind oor 'n tyd en 'n halwe tyd. Goed. Hoekom neem Yahshua die sonde weg? Opsetlike sonde kan nie vergewe word nie. Dis Torah, dis God self. Yahshua self het dit gesê, want hy is die Torah, hy is die woord. Hy het self gesê, as jy opsetlik sonde doen, kan jy nie vergewe word nie. En die Hebreërs skrywer herhaal dit. So self Yahshua se offer kan nie jou sonde vergewe, sodat jy nie aangekla word nie, sodat God se oordeel nie oor jou kom nie. Want dis nie waarvoor hy gesterf het nie. Hy het gesterf om dit weg te vat. So opsetlike sonde kan nie vergewe word nie, dit sluit straf en die dood in.
Deur die bloed van Jaswa kom hier egter 'n aanpassing. Net 'n ander gedeelte om dit vir julle te verduidelik wat ek sê is waar. Indien die bloed van Jaswa, wat kragtig is, wat awesome is, wat ideaal is, wat gebruik moet word waarvoor dit daarvoor is. Indien dit jou sonde nou al weggevat het, hoekom gaan jy dood? Hoekom gaan jy dood? Jy kan nie doodgaan in die vlees as jou sonde weg is. Adam sou geleef het vir ewig. Hy sou nooit fisies gesterf het nie, maar hy het gesondig. Soos jou sonde weggevat is, hoekom gaan jy dood? Want dit is nie weggevat. Dit is nie weggevat nie, julle, dit is vergewe, maar nie weggevat nie. Dit gaan weggevat word. Daai sonde van jou is nog in jou koppie, maar as die oordeel kom, dra Jaswa dit, jy skoon. Jy skoon. Hy dra dit. Alles wat jy bely het, alles wat jy ophou doen het, wanneer jy sterwe, dra hy vir jou. En dan sal hy dit wegvat, maar nie nou nie. Dis teenstrydig met die woord van die begin tot die einde. Deur die bloed van Jaswa kom hier 'n aanpassing, 'n verbreding. Vergifnis van sonde is ook nie voldoende nie. Vir God is dit nie genoeg as jou sonde vergewe word nie, want dan was dit genoeg as die diere dit se bloed, want hy het gesê ek vergeef hulle. As hulle hierdie lamoffer is, hulle vergewe. God sê dit. Maar is nie genoeg nie. Nou sê hy, as jy Jaswa bely, is jou sonde vergewe. Ja, maar dis nie genoeg nie. Dis nie weg nie. Maar dit gaan weggevat word deur daardie bloed, deur daardie offer op sy bepaalde tyd. Nie nou nie. So vergifnis van sonde is nie voldoende nie. Die sonde word bedek, dit word vergewe, maar tog bestaan dit nog. Dit word opgeroep, die bose gebruik daai sonde teen. Maar as jy dit reg hanteer in die hofsaal, dan sê Jaswa, my bloed is voldoende vir daai sonde. Dan kan niks oor jou kom nie. Maar as jy dit nie hanteer nie, kom daai sonde wat jy gister en eergister en 50 jaar terug gedoen het oor jou. Jy moet dit hanteer. Jy bly nog steeds skuldig, want jy het daai sonde gedoen. Levitikus 5:17. En as iemand sondig en onbewuslik enige iets doen wat Jahwe verbied het en skuldig word en sy ongeregtigheid moet dra. Wat sê daai vers weer? En ek bring nou maar ongelukkig weer die Shabbat in, want moontlik gaan ander mense na hierdie opname ook luister. Ander geliefde broers wat glo Sondag is fyn. Ouens wat glo Sondag is Shabbat. Maar hulle bring die Shabbat deur soos wat Jahwe sê nie. Hulle koop, hulle verkoop, hulle maak kos, hulle dryf handel op hulle heilige dag. Is skuldig. En hulle is ook skuldig, vir ons ook, as ons nou nog kos maak en al daai goed doen op Shabbat, is jy skuldig, klaar. Of jy nou dink dit is sonde of nie, maak vir Vader geen verskil nie. Hy kyk net wat jy doen of wat jy nie doen nie. Hy kyk nie na jou emosies nie. Hy kyk nie na jou manier van dinge doen nie. Hy sê wat is reg en verkeerd en dis waar dit stop. Nou sê die woord, wanneer 'n persoon dan daai goed doen en hy dink hy's reg. Hy dink dit is goed. Hy dink daar's niks fout daarmee. Kom ek gooi nou maar Kersfees. Die ou dink Kersfees is Jaswa se geboorte. Hy dink Kersfees is om hom te herdenk en alles te doen wat mooi is en goed is. En ek loof en prys Jesus, ek doen al hierdie goeders. Maar die wortel, ek sê nie dit is, ek sê nou gebruik dit as voorbeeld, maar die wortel is Joel. Die wortel is bosaanbidding. Die wortel is die aanbidding van 'n ander God. Maar jy dink dis Jesus. Is jy skuldig en klaar. Maak nie saak wat jy dink nie. Dis wat God sê jy moet doen. Hy sê hierso,
Wanneer iemand, hy sê jy mag geen ander gode voor my aangesig hê. Nou sê jy maar dit is Jesus. Waar staan dit in die Bybel dat jy op daai dag Jesus moet aanbid? Dit staan nie daar nie. So as jy dit doen, voeg jy by die wet by. En die woord sê jy mag nie byvoeg nie. En jy mag nie wegvat nie. Dis hoekom Yahshua se bloed in jou sonde wat hy vergewe nou al wegvat nie. Want dit is teen die woord. En God self gaan nie teen die woord nie. So as ons goed bysit of wegvat, dan is ons teen die woord. En daarom doen God dit ook nie. Hy kom baie maklik, baie goed verander dit, maar hy doen nie, want dit wat hy gespreek het, herroep hy nooit ooit nie. Nie iewers op 'n dag nie, nooit ooit nie. Want dan sal hy sy swakheid na vore bring. En hy het geen swakheid nie. Daarom verander hy nie goed nie, hy bring by en hy verbreed sy plan. Hy vat niks weg nie. Hy sit niks by nie. Maar nou het jy die sonde gedoen en jy het nie geweet dis verkeerd nie. Nou sê die woord, wanneer iemand onbewuslik, hy het nie geweet dis sonde nie, iets doen wat Jahwe verbied het, hy het nie eens 'n Bybel om te lees wat is reg en verkeerd nie, en hy skuldig word, moet hy sy ongeregtigheid dra. Dis wie God is. Of 'n heiden God ken of nie, maak nie vir God saak nie. My woorde, hy's lief vir hulle. Wanneer ek praat van dit maak nie saak, dit maak nie saak of ons die woord ken of nie ken nie. As jy iets doen wat God sê jy nie doen nie, is jy skuldig. Jy's nie onskuldig nie. Jy het dit gedoen, jy's skuldig. En jy moet jou ongeregtigheid dra. So daarom is dit belangrik om 'n verhouding met God te hê en vir hom te vra, wat mag ek nie, wat kan ek nie. En as jy dit nie doen nie, is dit mos jou skuld, nie sy skuld nie. Hy sal jou alles vertel wat jy mag doen en nie mag doen nie, as jy hom vra. Maar daarom sien ons die skrif wat sê, wanneer jy bid en glo in Yahshua, is jou sonde vergewe. So dan word al hierdie sondes, wat jy nie geweet het sonde is nie, vergewe. Maar jy het dit nog steeds gedoen, dis nog steeds daar. Dis net vergewe. Hebreërs 10:4, want die bloed van stiere en bokke kon onmoontlik sonde wegneem. Hoe het Yahshua dit weggeneem? Daar seker 'n paar maniere wat God kon kies om dit te doen. Hou egter in gedagte dat God regverdig is en nie 'n mens is nie. Hy dink nie soos ons dink nie. Dit wat hy doen, moet die regte handeling wees volgens God, volgens Elohim se standaard. En dit wat hy reeds in die woord gesê het, toegepas het en doen, moet so in vervulling kom. God verander nie. Dit wat hy gespreek het, herroep hy nie. Een van die maniere wat God kon kies om die wet weg te neem, as die wet weg is aan die sonde. En dis hoekom baie mense wat die woord bestudeer, wat Yahshua sien wat hy gedoen het, en wat hy gedoen het is awesome, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar dit verkeerd interpreteer, sê die wet is weg. Want as die wet weg is daar nie sonde nie. As die wet weg is, kan jy nie sonde doen nie. Al doen jy kan nie, want die wet is weg. So verstaan ons nou hoekom daar mense is wat sê die wet is weg. Want as daar nie 'n wet is nie, kan daar nie sonde wees nie. Kan daar nie aanspreeklikheid wees nie. Kan daar nie dood wees nie. Dit sou egter nie geregtigheid wees nie, maar sonde. So as God die wet net wegneem, dan tree hy op teen sy eie wet. Hy kan dit nie doen nie. Hy sal dit nie doen. Want hy het gesê ek sal dit nie doen. Hoekom sê ek so? Want God het gesê, voordat ons kan kyk na dit wat God gesê het, kom ons kyk hoekom dit vir die mens die maklikste sou wees om net te sê die wet is weg. Oortredinge van die wet is sonde. Niemand kan dit onderhou nie, dis die verskoning. Weet jy hoe moeilik is dit om sonde te doen? Dis makliker om nie sonde te doen as om sonde te doen. As jy sonde wil doen, moet jy eers bietjie daaraan dink. Jy moet jouself in jou kop vertel dis reg, anders kan jy dit doen. Ek praat nie van die heide nie, ek praat van die ouens wat gees gevul is.
Vat die wet weg, dan is daar mos nou nie sonde nie. Dit maak logies vir die mens die meeste sin. Daar's nie 'n ander manier nie. Want dis die maklikste vir ons. God kan, hy het dit tog ingestel. So dis wat die argument is, God kan die wet wegvat as hy wil, want hy die wet gegee het. So as hy wil, vat hy dit weg. Dit is juis hoekom hy dit nie kan doen nie, want hy het gesê ek sal dit nie doen. Romeine 7 vers 8. Maar die sonde het aanleiding gevind deur die gebod, deur die wet. En in my allerhande begeerlikhede verwek, want sonder die wet is die sonde dood. Jy sien, nou dis hoekom hulle maklik kan sê, maar vat die wet weg, want dan is daar nie sonde. As daar nie meer 'n wet is nie, dan is daar ook nie meer sonde nie. Geen vergifnis nodig nie, en ook geen dood, omdat daar nie meer sonde is nie. Maar as ons in die praktyk kyk, mense gaan dood hoor, regtig waar. Sou dit egter God se regverdigheid uitbeeld, sy karakter uitbeeld, as hy net sê die wet is weg. Dis nie wie die woord sê is. Sekerlik dan nie. God is regverdig, hy self doen wat hy sê, hy sal doen. Hy verander nooit. Dit is juis dit wat God maak en nie 'n skepsel. Wat dink jy sal in ons gedagtes aan die gang gaan as God nou ewe skielik sê, maar ek vat dit weg en ek gee dit by en ek doen dit? Gaan dit regverdig wees teenoor jou ouma grootjie wat nie meer leef nie? Nee. Gaan dit regverdig wees teenoor Moses? Nee. Hoekom? Hoekom moes hulle goed doen en jy nie? God is regverdig. Dit is ook hoe Saul en die ander apostels dit verstaan het. Romeine 6 vers 15. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie meer onder die wet is nie? Hy sê nie omdat die wet weg is nie. Hy sê sal ons sonde doen omdat ons nie meer onder die wet is nie, maar nou onder genade? Nee, stellig nie. Stellig, HAT ongetwyfeld, baie beslis, verseker nie. So hy sê definitief nooit ooit kan jy eers dink om nou sonde te wil doen, omdat jy nou onder genade geval het. God forbid, God sê nou. As ons kyk na die woord, wat dit daar beteken, die hemele sê nie, so God sê nie. Stellig, dis wat dit beteken in ander vertalings. God het gesê, Psalm 89:34, ek sal my verbond, die 10 woorde wat ek gegee het, en alles wat daaruit voortspruit, nie ontheilig nie. En wat oor my lippe gegaan het, sal ek nie verander nie. Wat het oor God se lippe gegaan? Die 10 woorde. Wat spruit uit die 10 woorde, die verbond, die gebooie uit? Die wette, die insettinge, die verordeninge. En dan, hoe dit gekom na die mens toe? En Jahwe het met Moshe gespreek en gesê, en dan word dit geskryf. So Jahwe het dit gespreek. En hy sê, wat oor my lippe gegaan het, sal ek nooit herroep nie. Sal dit nie verander nie. So al 613 wette is toe nou nog daar. Nou is daar. Is net nie almal op jou van toepassing nie. Dis al. En ons het die studie gedoen, en ek noem dit net vir opname, vandag, weens omgewingsverandering, weens geografiese plekke, weens die tempel wat nie daar is nie, die offerstelsel wat nie daar is nie, Israel nie 'n koning het nie, al daai goeters, is daar van die 613 omtrent 254 wette wat ons vandag nog kan doen. Die ander is nie weg nie, jy kan dit net nie nou doen nie. En van daai wette is daar klomp wette vir vrouens. Ek is 'n man, ek doen nie 'n vrou wet nie. En 'n vrou doen nie 'n man wet nie. Dan is daar wette vir konings, daar's wette vir priesters, vir leiers van gemeentes, daar's wette van hoe om daai goede te doen. Dis nie vir jou van toepassing nie, want jy's nie 'n koning nie. Ek ook nie. So ons moet dit verstaan, ek is nie 'n regter nie.
So daai wette is nie op my van toepassing, dis vir die regters. So op die einde van die dag is daar werklik so min wette wat Vader van jou vra om te doen. Ek het dit nie spesifiek opgeteken nie, maar ek dink is nie eers 20. Julle dis per vrou per man. Dis dan huil ons daaroor. Okay, die grootste een weet ons wat die ouens steenskop is, slang eet en die Shabbat. Dis die groot. Vark eet. Vark eet. Hulle wil vark nog eet en dan die Shabbat. Dis daai twee waarteen hulle skop. Die ander is hulle happy mee. Dis daai twee want ek wil maak wat ek wil. Dis die eie ek. Okay. Goed. Hierdie 10 woorde is God se verbond. Eksodus 34:28. En hy was daar by Jahwe 40 dae en 40 nagte. Hy het geen brood geëet en geen water gedrink nie. En hy het op die tafels die 10 woorde van die verbond. Die 10 woorde geskryf. So die 10 gebooie is God se verbond. En uit dit uitvloei al die ander goed. Dis die wet, dis die Torah. God se geregtigheid is nie ons geregtigheid nie. Romeine 5:19. Want soos deur ongehoorsaamheid van een mens baie tot sondaars gestel is, so ook deur die gehoorsaamheid van een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom sodat die misdaad meer sou word en waar die sonde meer geword het die genade nog meer oorvloediger geword. Sodat soos die sonde geheers het in die dood, die sonde het jou gelei na die dood toe, so kan genade nou heers deur geregtigheid, deur te doen wat reg is, wat God wil hê jy nou moet doen, tot die ewige lewe deur die Messias Yahshua, ons meester. Gaan hy aan in die brief aan Romeine, hoofstuk 3:25 tot 26, hom het Elohim voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys. In ander woorde, God kon net iewers gesê het, van die wet weg man, daar is nie meer 'n wet nie, maar dit sou nie regverdig wees. Nou het hy homself 'n mens geword, sy bloed gegee as 'n offer, om versoening te doen deur geloof, om so te wys ek doen wat reg is. Deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, dis nie weggevat nie, ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is, onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon, om te wys, ek kan julle almal vernietig, ek moet julle almal doodmaak, maar ek hou julle sonde oor julle. Ek bring dit oor julle kinders en julle kindskinders, ek straf julle sonde, maar maak julle nie almal voor die voet dood as jy sonde doen. Sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit geloof in Yahshua is. So nou kan ons deur Yahshua in die regte verhouding met God kom en dit is regverdig voor God. God die Vader was verdraagsaam, het nie die sondige mens uitgewis nie, maar het die sonde wat tevore begaan is, ongestraf laat bly. Okay? Verdraagsaamheid. Hy het jou nie dadelik gestraf nie, jou bekertjie moes volloop, dan het hy jou gestraf. Daarom het hy Yahshua, en dan die straf wat hy gegee het, is wat hy gesê het hy gaan gee. Hy het nie die mens doodgemaak. Behalwe wat 'n sonde natuurlik. Daarom het hy vir Yahshua die lam laat slag, sodat sy bloed kan dien as versoening vir almal wat glo. So deur geloof kan ons nou in die regte verhouding kom. Hierdeur het God sy geregtigheid getoon, dit wat reg was. Daar was geen ander plan nie, geen ander manier nie, dis al hoe dit kon werk. In die teenwoordige tyd, sodat God self regverdig kan wees en regverdig maak uit die geloof in Yahshua. So hoe besluit ons Vader om dit te doen? Dit sal ons volgende week sien. Waar ons na die skrifte kyk, hoe neem hy dit weg? Hoe neem hy dit weg? En wanneer
Neem my dit weg. Aba Vader, ons loof en prys U, weet dit was 'n klomp skrifte en daarom vra ons net guns vir U. En ons vra dat U ons denke vernuwe in die Messiah sodat ons werklik kan sien en verstaan wat hy vir ons kom doen het en wat hy nog gaan doen. En U Ruach HaAmes, Gees van die waarheid, lei ons in alle waarheid sodat ons kan verstaan wat U woord sê, sodat ons nie deur leringe van die mens afvallig raak nie, dinge anders sien en anders verstaan en daardeur vasgetrek word en vasgebind word deur die leeu nie, maar laat ons deur die bloed van Joshua, deur sy volmaakte offer in geregtigheid kan wandel, in die regte verhouding met U soos wat U wil hê ons moet. En ons dank U daarvoor, Vader, ons loof en prys U wonderlike naam. Amen. Ek wil kyk of ek julle ouens kan opkry hierson net so 'n bietjie. Nou kom wys hy nog.